Skrifgebede by die koper waskom. Goeiemôre, liewe medegelowige. Dit is dag 9 van ons 21 dae van vas en gebed. En vanoggend gesels ek 'n bietjie verder met jou oor die onderwerp van gebed en die vorm van gebed waaroor ek vanoggend met jou praat is skrifgebede. Nou die stasie in die tabernakel waarby ons vandag aandoen of dan die visuele rusplek is die koper waskom. Nou in Eksodus 38 lees ons dat die koper waskom die tweede heilige voorwerp in die tabernakel was en ons sien dat dit reg voor die ingang gestaan het tussen die offeraltaar en die heiligdom. Nou die koper waskom was natuurlik van soliede koper gemaak en dit het op 'n soliede koper voetstuk gestaan. Van die uitstaande kenmerke van hierdie koper waskom was onder andere dat dit van soliede koper was, en daar was geen hout gebruik nie en dat die koper gepoleer was. Nou in daardie tyd het hulle nie spieëls gehad soos vandag nie, maar hulle het koper gesmee en dit dan blink gepoleer. Eksodus 30 vers 17 tot 21 hoor ons dan hoe dat die Here nadat hy vir Moses opdrag gegee het om die koper waskom te maak, hom opdrag gegee het dat die waskom met water gevul moes word sodat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daarin kon was wanneer hulle besig was met die heilige voorwerpe van die tempel. Nou reg deur die Bybel sien ons hoe dat water in direkte verband gebring word met die woord van God. In die eerste plek natuurlik die reiniging wat daarmee verband hou. As ons dink aan Efesiërs 5 vers 25 tot 27, Paulus skryf en hy sê soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Jy sal onthou dat ek gister met jou gesels het oor die brandofferaltaar, en ja, waar die brandofferaltaar heen gewys het na die plaasvervangende dood van Jesus en die vergifnis van sonde. Hierdie koper waskom weer heen gewys na die lewe van Jesus, die woord wat vlees geword het volgens Johannes 1 vers 14 en onder ons kom woon het. In Johannes 15 vers 3 hoor ons Jesus vir sy disippels sê: "Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het." So die woord reinig, ja, waar die bloed spreek van 'n lewe geneem, is water die simbool van dit wat lewe gee. En so sien ons dat die water in die koper waskom eintlik direk heen gewys het na Jesus, die lewende woord, wat ons nie net drink tot die ewige lewe, soos wat Jesus dit vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4 verduidelik het nie, maar waardeur ons ook voortdurend gewas en geheilig word. Nou, die woord was ons, die woord reinig ons, in die gees van ons gemoed, sê Paulus in Efesiërs 4:23. Ja, by die kruis moet ons besef, word ons wedergebore, en hierdie is ongetwyfeld 'n genadewerk. Jy en ek kan niks aan ons gees doen nie. Dit is alreeds volmaak, maar by die koper waskom word ons sielsdimensie gewas deur die woord. Ja, die aard van die saak gaan dit by die koper waskom nie net oor die water nie, maar was die gepoleerde koper ook gebruik as 'n spieël, en daarom moet ons ook besef dat die woord van God is ook die spieël waarin ons kyk. Nou, daar in Jakobus 1:23 lees ons byvoorbeeld dat die woord van God is soos 'n spieël waarin ons kyk en ons onsself sien vir wie ons is. Ja, Jakobus praat van ons natuurlike gesig, met ander woorde, ek lees die woord en ek sien myself in die woord soos God my sien. Ja, ek is veronderstel om my te sien as iemand wat vergewe is, verlos is, geheilig, geregverdig. Dit laat my dink aan wat Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 11 sê toe hy skryf aan die gemeente in Korinte, 'n gemeente wat nog baie gesukkel het met die werke van die vlees. Maar hy sê vir hulle, nadat hulle wedergebore is en gewas is deur die woord van God, hy sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, julle is gereinig in die naam van die Here Jesus en deur die gees van ons God. Die apostel Paulus herinner die gelowiges en ons aan wie ons is en dat ons onsself voortdurend moet beklee met hierdie realiteit in die gees van ons gemoed. Nou ja, dit is presies wat gebeur as ons nie in die woord bly nie. Dan vergeet ons vinnig wie ons is en ons vergeet as ware ons Christus identiteit. Ons vergeet God se beloftes, as ook die roeping wat ons as gelowiges in hierdie wêreld het, en ja, as ons nie in die woord bly nie.
As ons nie gereeld deur die woord gewas word nie, begin ons stelselmatig weer met die ou mens te assosieer. Dis soos wat Jakobus sê, dit is soos iemand wat in 'n spieël kyk, sy natuurlike gesig sien, omdraai en wegloop en vergeet wie hy is. Dit is daarom lewensnoodsaaklik dat ons in die woord sal bly, sodat ons nie sal vergeet wie ons is. En as ons in die woord bly, sal ons nie soos Jakobus sê vergeetagtige hoorders wees nie, maar sal dit meebring dat ons daders van die woord word. Nou, ons staan dan terwille van tyd vanoggend net hierby stil by die gedagte. Môre gesels ek met jou verder oor 3 maniere om wassingsgebede te bid by hierdie stasie in die tabernakel, hierdie visuele rusplek in gebed. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons net saam. Vader, Hemelvader, dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie vir die voorreg wat ons het om ook langs hierdie weg by hierdie stasie te kan kom vertoef, die koperwaskom, die plek waar ons gewas word, die plek waar ons verander word deur u woord. En Here, dankie vir u woord. Dankie dat u woord vlees geword het en onder ons kom woon het. En dankie dat u u woord aan ons toevertrou het, waardeur ons ons lewens kan rig. En ja, Here, inderdaad, u woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. En dit is die gebed van my hart, dat ons in hierdie 21 dae, Here, daar is nog 'n paar dae oor, maar dat ons in hierdie tyd wat voor lê sal verdiep in die woord, dat ons 'n honger en 'n passie sal ontwikkel, 'n begeerte na u woord, Here. Here, help ons om dit in ons harte te bære en dat ons sal leef vanuit die woord, dat ons lewens getransformeer sal word, Vader, deur die ewige, onveranderlike woord, en ons gee u al die lof en al die eer daarvoor. Word verheerlik in hierdie dag. Dis ons gebed, in Jesus se naam bid ons dit. Amen.